Ek is dankbaar om vanoggend saam met julle te wees. Het is lekker om hier te wees. My vrou ook hier is. So, is fantastisch. En ons is dankbaar vir Melanie. Sy gaan donderdag huis toe. Ek word nou al bang. Want ek weet nie wat gebeur by die huis as sy weg is nie. Sy skryf hier goed vir my op lysies af. Dan moet dit gebeur, dan moet dat gebeur en die volgende gebeur. Dankie Here, ek kan lees. Gaan het goed met julle? Ja, ek dink as ons hier is, dan gaan het goed, nie waar nie. Amen. Soos Tron gesê het, vier ons nie tyd Pinkstertyd. En maar daar's 'n ander waarheid dat Pinkster, as ek dit woord so mag gebruik, of kom ons sê dit anders. Die teenwoordigheid van God by ons is altyd daar. Is dit reg? So ons is so dankbaar daaroor. Vanoggend daar by die deur vroeg toe ek kom, het 2 mense by my kom getuig van genesings wat in die week plaasgevind het. Wonderlike genesings van ons gemeentemense. En ons is so dankbaar wat die Here vir hulle doen. So wat ek vir jou wil sê, die Here maak nog gesond. Die Here genees nog. Baie keer gaan oud self deur die siektes en die pes en ellende. Maar ek het 'n vriend gehad, hy het altyd gesê, want mense kon vra, maar hoekom word ek nie gesond? Of hoekom maak die Here nie almal gesond? En want hy altyd gesê, ek weet nie hoekom word almal gesond nie, maar wat ek wel weet, die Here maak gesond. So as ek preek ek oor die Here wat gesond maak. Ek gaan nie probeer dink hoekom word jy nie gesond. Jy weet daar kan ek gaan nie daarby uitkom nie. Ek kan net preek wat ek weet. Wat ek weet, die Here maak gesond. Wie van julle wat hier sit kan getuig dat die Here gesond maak? Wie van julle was al siek wat die Here gesond gemaak? Steek op, jy hoef nie skaam te wees nie. Glad nie skaam te wees nie. Dis lof van sy naam. Amen. Dankie. Baie getuienisse dat die Here gesond maak. So as ons praat oor die gees van die Here, speel hy 'n belangrike rol in ons hele lewe. En net so vinnig hier en daar en aan 'n paar goed vat. So as ek moet praat eintlik vanoggend, is dit nou Iris se werk, eintlik daar se werk, waar so 'n groot wêreld oor die gees. Maar jy kyk al reeds in Genesis 1 toe alles woes en leeg was. Dan begin hy hier te sê, toe die aarde woes en leeg, hy sê, maar die gees van God het op hierdie vloed, die Engelse woord sê, gebroei. Hy was oor hierdie vloed gehover, hy was oor hierdie vloed. Toe begin die skepping plaasvind. Maar die eerste woord wat jy daar hoor is, die gees was daar. En so deur die Ou Testament kry aan mekaar hoe die Heilige Gees ingetree het. Die profete wat geprofeteer het, was onder die salwing en die krag van die Heilige Gees. En al hulle profeseë wat hulle geprofeteer het aangaande Christus, het totaal in vervulling gegaan. Ek dink het is iets met die 300 profeseë, as ek reg onthou, het almal tot 'n vervulling gaan. Hy is die enigste persoon ooit wat profeseer oor 'n gees wat almal in vervulling gegaan het. Wat gebeur deur die Gees? Maar die mense gebruik, oor hulle gekom, al dinge gedoen, bo-natuurlik. Hulle het goed vertel wat letterlik honderde jare vooruit sou gebeur. Al selfs name gegee van mense wat sou leef honderde jare vorentoe. Alles het net so uitgewerk. Dit was waar die Heilige Gees betrokke was en dinge kom doen het. Hy het mense bo-natuurlike vermoëns gegee om dinge te doen. Hulle het in die weermag gewees en oorlog gevoer deur die krag van die Heilige Gees oorwin. Dinge het gebeur in hulle lewens. Ek dink aan 'n ou sterk man, amper sê Tron. Simpson, as die Gees van die Here oor hom kom, het hy die grootste goed gedoen wat jy net daar in die Bybel van lees, jy sal dit nooit weer van lees nie. Net daar gebeur. Wat 'n oue donkie kakebeen vat en 'n paar 100 mense, ek weet nie of hulle hemel toe gestuur het of watter plek hulle gestuur, maar toe hy eintlik klaar is, haal nie meer asem nie. Een ou, 'n donkie kakebeen.
Hy het verskriklike goed aangevang met geweldige krag, maar elke keer as die gees van die Here oor hom gekom het. Dawid het net geopereer onder die salwing en die teenwoordigheid van God se gees, anders was hy nie 'n koning nie. Daar's manne groter en sterker as hy. As hoekom hy bid, ek dink Psalm 51 gaan bid, neem net nie u gees van my al weg nie. Want jy weet die oomblik as dit gebeur, dan is dit net Dawid en sy slingervel. Maar as God by is, dan verander die hele prentjie. Jy moet net nie u gees van my al wegvat nie. Verskoon my. So die eeue gebeur dinge, maar toe kom ons by die geboorte van Jesus. Daai tyd in Jerusalem in die omtrekke was chaos. Omtrent dieselfde chaos gewees as wat die begin van die wêreld was. Die Israel was 'n chaos. Hulle manier van dinge doen was alles was verkeerd. Die wêreld om hulle was, die skrif sê, was in 'n plek van duisternis gesit. Toe kom die Gees. En hy ontmoet vir Maria. En die engel sê vir haar, hy sê, en die Gees van die Here sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal jy oorskadu, hy sê, dan sal jy swanger word. En die persoon wat gebaar word, sal genoem word seun van God. In daardie tyd kom die Gees weer in, en hy bring Christus Jesus. Die koning van die konings word gebore, seun van God. En as jy kyk hoe hy geopereer het deur die Gees, en dan gaan net 'n bietjie iets daaroor sê, en dan gaan hy verder aan, en dan hardloop ons uit sommer in Openbaringe in, en as jy op die Openbaringe kom, en dan Openbaringe 22, van die laaste paar verse, dan, ek dink is 17, jy seker, maar sê iets van hierdie, dan sê, en die Gees en die bruid sê, kom, ja kom Here Jesus. Maar so, wat ek probeer doen, jy begin hom optel aan die begin. Jy sien hierdie Bybel die aangevang het hoe Jesus gekom het as gevolg van die Gees se bemiddeling eintlik. En as jy sien hoe toe Here in die graf was, het die Heilige Gees oor hom gekom en het die dood het opgewek as gevolg van die bemiddeling van die Heilige Gees. Hoe hy kom op die eind, die kerk wat gevorm is, dit wat gebeur het deur die jare, dan kom in Openbaring en hy sê weer in die Gees. En die bruid sê kom. So ons is baie dankbaar vir die Heilige Gees. En wie van julle is dankbaar vir die Heilige Gees? Die skrif sê, hy oortuig ons van sonde en geregtigheid. So, wat die feit dat jy gered is nie omdat jy so smart besluit geneem het nie. Die feit dat jy gered is omdat die Heilige Gees jou oortuig het van dat jy God baie nodig het. En as gevolg van die oortuiging van sy kant af, het jy voor hom gebuig gesê, is die koning van my lewe. So, die Gees van die Here is vreeslik belangrik. Wat gebeur soms, en iemand het 'n ander dag dit gesê, en ek gebruik 'n ander ou se woorde. Hy sê iets van die aard, hy sê, maar die Pinkstermense, the Pentecostals, made a mistake. Die Pinkstermense het 'n groot besluit gemaak, 'n fout gemaak. En hy sê, hoekom hy dit dink, hulle fout gemaak. Hy sê, want wat Pentecostal gedoen het, hulle het, they focus on Pentecost. They focus on the Holy Spirit there. Hy sê, but actually, the focus must be on the Lord Jesus Christ. En dis hoekom die Gees gekom het. Om die fokus te sit op Jesus. Wie is nog hier so? Jy verstaan? Almal hou nou kerk, almal nou Gees ontvang, en dis niks fout daarmee, ek probeer dit nie afbreek, jy altyd sê, ons fokus is baie keer nie wat dit bedoel was nie. As jy nog nie in tale bid, jy gaan ons nou vandag vir jou bid, want dis nou Pinkstertyd, elke jaar Pinkstertyd bid vir ons vir doop met die Heilige Gees, die res van die jaar moet jy maar wag. Tot volgende jaar, die tyd doen ons dit weer. Onthou jy, Dr. Andries? Dan vra ons almal die jaar gedoop is, nog gedoop in die Heilige Gees, ons gaan nou vir hierdie Pinkstertyd bid. Dan next jaar. En ons fokus op goed, maar eintlik, en ek wil nie mooi hoor wat ek vir jou sê, die Gees van God gekom om die fokus te sit op 'n persoon wat uit die dood het opgestaan het. Gefokus op Jesus Christus. Dis waar jy die fokus vat. En dis wat die skrif kom, en hy sê vir ons al hierdie mooi goede, en hier kom hier Jesus, en hy haal in Lukas 4, en jy kan daar Lukas 4 vir my opsit,
vers, wat is het, 16 af. En hy haal aan wat in Jesaja 61 geskryf is. Hy haal gedeeltelik aan Jesaja 61 uit. En wat gebeur het, dit was na hy gedoop is, na die duiwel hom in die, eerder so sê, na hy gedoop is, sê die Bybel, het die Gees op hom gekom, op hom gebly, en toe die Gees het hom toe uitgelei in die woestyn om versoek te word. Onthou, as die Gees, hy is vol van die Gees in die woestyn in. Hy is versoek, maar hy het weer vol van die Gees teruggekeer. En toe hy terugkom, dis na die versoeking, hy 40 dae vas het, kom hy terug vol van die Gees. In Lukas 4, kom haal die vers Jesaja 61 aan. En hy sê hierdie ding vir hulle in Lukas 4. Help my, Here Jesus. Lukas 4 vers 16. Toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed is, soos gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge staan om te lees. En kyk, sê, in die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry die plek wat geskrywe is, die Gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat van breisel van harte te genees, maar net so stadig asseblief, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus, die evangelie aan die armes te bring. Nou, daar is veel om oor dit te sê, maar dis ek wil gaan stilstaan vanoggend by wat elke ding beteken. Maar hy kom en hy sê, die armes, hy het my gestuur om die breisel van harte te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En na die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit. En die oë van die hele sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy van hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. So Jesaja 61 gaan nie weer vervul word nie. Hy is klaar vervul. Hy is klaar afgehandel en die persoon aan wie die vervulling is, het daar gesit en gesê, alles wat ek vir julle gelees het, van die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om 'n goeie boodskap te bring, en al daardie goede, was alles op hom as persoon, en hy sit daar, hy sit voor hulle, kyk hulle in die oë, en in 'n sekere tyd, in die eeue, op die regte tyd praat hy, en hy sê, Jesaja 61, wat ek nou veel gelees het, hy sê vandag, sê saam met my vandag, sê vandag, is in julle ore verval. Wat julle hier sien, is die profesie. Ek is die profesie. Ek is die vervulling van die profesie. Dis wat julle hier sien. Hy staan voor, of hy sit voor hulle, die volmag het, die reg het daartoe, waarop die Gees uitgestort is, om hierdie profesie van Jesaja 61 te vervul. Hierdie persoon sit voor en dat goed daarna gebeur het by asem wegblaas, maar ek gaan nie vanoggend daaroor praat nie. Wat ek wil hê jy moet verstaan, dat hierdie persoon aan wie dit gegee is, en julle wat ek dink Saterdagoggend geluister het ek ook so kortliks hieroor gepraat, het ek gesê dat ook in Hebreërs, die 13de hoofstuk in vers 8 sê, hierdie ding, hy sê, dat Jesus Christus, dis nou die iemand ek van praat, op wie die Gees van God is, om alles te doen wat hy gesê het hy sou doen. Wat gesê, dis ek hierdie. Hierdie Jesus, sê hy is gister dieselfde, verwysend terug, Lukas se stories, en alles wat daar gebeur het, en is vandag in hulle tyd, en hy sal dieselfde wees, tot na alle ewigheid. So hy het alle mag en gesag, die Gees op hom gekom het, omdat hy gesalf is om al die goed te doen, en daai Here Jesus is vandag steeds met ons om dieselfde dinge te doen as hy toegedoen het. Is jy nog by my?
Hy is steeds hier om mense se lewens aan te raak, te verander, nuut te maak, te omskep, vryheid te bring, heel te maak, gesond te maak, oë wat kan sien, maar nie sien nie, oop te maak, dat hulle kan sien, dinge te laat gebeur in hulle lewens. Hy is steeds hier, om daar uit die moontlikhede is steeds op hom. Hy het al hierdie mag en gesag om groot dinge in jou lewe te doen. As jy hulle saam met my, is dieselfde, hy het nie verander nie. Hy is vandag nog dieselfde tot in alle ewigheid. Hierdie Here Jesus, wat al hierdie goed het en gedoen het, is die een wat kom en hy vertel ons die wonderlikste dinge wat sal gebeur en moet gebeur en gaan gebeur. Maar onder andere praat hy oor die Gees. Hy preek oor die Heilige Gees en hy kom en hy sê vir ons Johannes 8. Julle hoef dit nie oop te maak, jy kan vir Johannes 16 oopmaak. Johannes 15:26 sê, maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader stuur, die Gees van die waarheid, wat vir die Vader sal uitgaan, sal hy van my getuig. So hierdie Here Jesus al hierdie goed opmet, gaan sit in die leer vir ons in Johannes, hy sê, daar kom 'n dag wat ek die Trooster vir julle gaan stuur. Dis wanneer ek vervolg is, wanneer ek die lyding deurgemaak het, aan die kruis was, in die graf was, opgestaan het, opvaar hemel toe. Hy sê, daar kom 'n dag wat ek die Trooster sal stuur. Dus die Trooster is die Heilige Gees, is dieselfde persoon wat in die begin was van Genesis, dieselfde persoon wat betrokke was by die bevrugting van Christus, dieselfde persoon wat hom uit die dood het opgewek. Hy sê, hy selfde persoon gaan kom. Hy sê, en ek gaan hom na julle stuur, en hy sal kom, en hy sal van my getuig. Is julle by my? So toe die Heilige Gees kom, het hy gekom om wat te maak? Om te getuig aangaande Jesus Christus. Johannes, het gesê 16, was ons daar gewees. Kom ons gaan gou soontoe. Praat hy weer van die Heilige Gees. En hy sê hierdie ding van die Heilige Gees. Hy sê, maar as die Trooster gekom het, ek van my... As ek hier sag, Here Jesus, ek het alweer verkeerde een aanbeet. Ek is terug by Johannes 15. Hy sê, die Trooster, hy sal my verheerlik, om het sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. As die Gees kom, sal hy kom om my te verkondig. Onthou julle wat ek hier begin gesê het? Ons is gefokus op een plek. Het jy verstaan nie, as die Gees kom, gaan hy die fokus gooi op persoon, want hy sê, as hy gekom het, die Trooster, sal hy neem wat aan my behoort. Onthou julle Jesaja 61 se storie, wie onthou het nog? Hy sê, as hy gekom het, sal hy kom en dit wat aan my behoort, sal hy kom en hy sal het aan julle verkondig. Hy sal dit vir julle gee. Hy sal dit vir julle openbaar, dat julle kan weet. So, vir ons moet ons verstaan vandag, toe die Gees gekom het, was sy groot gedagte om Christus te verheerlik. Toe Jesus hier was, het hy so gesê, alles wat ek sê en hoor, het ek by die Vader gehoor. Hy sê, ek doen niks uit myself uit nie. Toe Jesus hier was, het hy heeltyd gewys na die Vader toe. Onthou julle dit? Wie van julle lees die Bybel elke Vrydag? Nou, elke keer gewys na die Vader toe. Elke keer gewys na die Vader toe. Dit is hele storie. Dan kom die Heilige Gees. Wat doen hy? Here Jesus sê, hy sal my verkondig. Hy sal my wys. Hy sal my toewys. Hy is by ons en wys ons na Christus. Die hele rede wat daar is dat daar groot goed moet gebeur in ons lewens. Hy wil dinge in ons openbaar. Hy wil dinge deur ons laat gebeur. Wat die mense se asem wegslaan. Hy wil gewone mense gebruik. Mense wat nie te slim is nie, en nie te sterk is nie, en nie te veel weet nie, wil hy kom gebruik om homself te openbaar aan die wêreld en te sê, hier is ek. Amen. So as die Gees kom, gebeur daar wonderlike dinge in ons lewens. Hy sê, in 'n stadium in Johannes 16, hy sê, want alles wat die Vader sin is, sê saam met my alles. En ons gaan net toe daarby kom, maar sê net weer saam met my alles.
wat die Vader se is. Sê hy is myne. Nou dis hier waar my brein vries, my teologie vries, en alles wat ek deur jare geleer het, gevries het. Hy sê, want alles wat God se is myne. Al die Vaderwoord is myne. Hy sê, as die Gees kom, as jy daarom sê ek wil, as hy kom, sal hy nie wat aan my behoort en aan julle verkondig. So hy wil alles wat die Vader se is. As jy jou brein bietjie gebruik, hoe ver kan jy dink, wat is alles God se? En dit as jy dog, jy het alles, sal ek net vir jou sê, jy het dit gemis. Daar's geen manier wat jou brein hierdie grootheid waarvan ek praat, kan omvou, omvat, beredeneer, bedink nie. Geen manier nie. Daar's te groot goed, dis hoekom hierdie persoon kom, en hy wil goed aan ons openbaar, en bekend maak, en kom vertel. En kerk, hoor nou wat ek vir julle sê. Hoor tog nou wat ek vir jou sê. Wanneer ek oor die goed praat, kom ek agter mense kry so 'n heilige uitdrukking in jou gesig. Maar hoor, dit is nie waaroor dit gaan. Jy weet, jy nou moet super raak. Die een wat super is die Gees van God wat in jou is. Hy maak van 'n ellendige mens 'n supermens. Hy maak van 'n loser 'n oorwinnaar, eintlik meer as 'n oorwinnaar. Hy maak van 'n onheilige 'n heilige. En dit onregverdig is verklaar hy regverdig. Hy breek die dood dat die lewe kan deurvloei. Wie is nog by my? Hy sê alles wat die Vader se is myne. En as hy kom, sal alles wat die Vader se is, alles wat myne is, aan julle verkondig word. Romeine 8 kom en sê hierdie ding. Hy sê omdat ons kinders van God is. Het julle Romeine 8 daar? Ja. Dis die teks wat ek lees, maar ons sal net omkry. Dis Romeine 8, bietjie laer af. Dan sê, omdat ons kinders van God is. En dan gaan die hele tyd oor die Heilige Gees daar skryf. Hy sê maar, omdat ons die Gees van God gelei word, sê, is ons nou kinders van God. Sê saam met my, die Gees gelei. Maak van my kind van God. As jy omdat ons kinders van God is, of die Gees gelei word, is ons nou kinders van God. En omdat ons kinders is ons nou erfgename. Van wie? Jan van Riebeeck. Nee? Erfgename van wie? Van die Almagtige. Hy sê, ons is erfgename, nie net erfgename, hy sê, ons is mede-erfgename. Saam met Jesus Christus. Dit beteken, alles wat die Vader is, wat aan Jesus behoort, omdat ons kinders is, omdat ons deur die Gees gelei word, is alles wat die Vader is alles so aan Jesus gegee. Hy is die erfgenaam, maar ons is mede-erfgename. Daai mede-erfgenaam beteken nie, jy kry 'n piece of the piece nie. Jy kry 'n stukkie van die stukkie nie. Alles, oh gosh, en dis wat my weer daai brein vries kry. Ek verstaan dit nie, is ver bo aan my viermaakplek. Ek lees en ek glo dit net. Alles wat Christus ooit kan dink om te erf, is joune. En ek dink jou vriesbrein ook, of jou brein vries ook. Ek dink iewers stol, ek sê, it's too big for me. For sure. Ons brein het nie daai kapasiteit. Wie is daai ou wat so slim was in malboshare? Einstein, hy het nie 'n cooking clue nie. Hy het nie, julle ouens die sit te dink jy slim, jy het nie 'n cooking clue nie. Daar's goed wat daar is buitekant. As ek sê buitekant, in die heerlikheid van God. Groot goed dat jy nog miskien ietsie van gehoor het, en 'n glimps van gesien het of ook nie.
Maar hy sê, alles wat hierdie almagtige skepper God, wat hierdie hele aarde, hierdie hele heelal gemaak het, wat hulle nie kan meet hoe groot die sterreruimte is, ek het nou die dag probeer dink aan die sterreruimte, is daar 'n plek van stop, daar is geen grense nie. Daar is geen, en dan praat hulle van miljoene, der miljoene, ek kan nie meer die nommers onthou nie, van sterrestelsels, of 'n melkweg, soveel miljoene melk, wat hulle van weet. En elkeen het soveel miljarde sterre in hulle. Al daardie goede, die iemand het gemaak het. Alles wat hom, dit verstaan ek glad nie hoekom hy so goed is, maar is net God. Hulle sê altyd, if there's something too good, dan moet jy dit nie glo nie. But I tell you something, is something too good, it must be God. Want dit vir jou wat 'n sondaar was, genade gegee. Hy is die eienaar van alles wat bestaan. En sy seun is die erfgenaam daarvan. En almal wat aan die seun behoort, is mede-erfgename. Jy kry nie een sterrestelsel vir jou, en een vir jou, en een vir jou, en een vir alles behoort aan sy kerk. Ons glo dit net nie, want ons breins kan dit nie handle nie. Alles, en as in die Gees kom, sal hy hierdie goed aan jou verkondig. Dink julle nie, is 'n tyd dat jy nie moet dink aan jou vermoëns en hoe jy dink en wat jy groot van geword. Jy net oorgee en sê, vertel my asseblief. Openbaar my. Hy wil dit so graag doen, om homself kom wys. Hierdie Heilige Gees wat gekom het, is die Heilige Gees ek gaan net by daar inkom. Ons lees gou Romeine 8. Om net iets te lees van die Gees, ek is op pad in 'n rigting. Hy sê in Romeine 8:2, want die wet van die Gees, sê saam met dis die wet van die Gees. Jy sien, as jy nie 'n verhouding met die Heilige Gees het, wat gekom het om Jesus te openbaar nie, dan het jy geen klou waarvan ek praat nie. Okay? Sê, want die wet van die Gees, van die lewe, there is a life in Christ. So ons altyd, glo jy daar's lewe na die dood? Glo jy, there's a life in Christ? En nie wanneer jy doodgaan nie. Dan is dit te laat. It's now. No, daar's 'n wet van die lewe in Christus, dat my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit is die wet van Moses. Dit wat Moses gebring het, en daardie wet het dit gekom te oordeel, te veroordeel. Hy kon jou nie red nie. Toe kom die wet van die Gees, wat gekom het om ons vry te maak van al hierdie dinge. Hy gaan verder in Romeine, en as ek nou net my verskrif sê, en hy vertel ons as nou, ek moet daaroor preek, maar geen daaroor preek, jy altyd wil hê verstaan. Hy sê vir jou, as jy toelaat die Gees jou lei. Onthou jy, hy het gesê, die Here Jesus in Johannes 16, hy sal julle leer, en hy sal julle lei in alle waarheid, die Gees gekom het. Hy sal my verkondig aan julle, dis wat hy kom doen. En wanneer ons toelaat, dat hy ons leer, en ons lei, dan gaan hy vir ons dinge laat gebeur in ons, wat ons vry maak van 'n klomp nonsens waaraan ons geglo het. Jy vry maak van 'n klomp godsdienstige dinge wat jy geglo het. Godsdienstig is goede wat jy probeer doen om God te behaag. Jy weet, ek moet iets doen om God te behaag, so ek gaan vir 4 dae vas. 4 dae vas sonder water en sonder brood en sonder whatever. Ek vas vir 4 dae. Ek wil net iets sê, so as ek praat van vas, daar's mense wat sê, ek gaan op 'n vas. En hulle naam weer, ek gaan die Daniel vas hê. Maar ek net vir jou sê, vas beteken nie Daniel se vas nie. Jy eet nie groente en los nou vleis uit nie. Vas beteken jy eet nie. Dis wat Afrikaans beteken. Vas beteken jy eet nie. So as jy wil vas, moenie meer aan ons by kom, jy drink my glad nie. As jy Daniel vas, ek eet nou net groente nie. En dan gaan jy coke drink en koffie drink. Stwak. As jy vas eet, jy glad nie. Dit is so terloops. Maar dan kom vas, ek weet, jy probeer God toe te behaag. Jy kan hom nie behaag nie. Hoe goed dink jy gaan jy wil wees?
Hy het jou so lief, dat hy jou soos jy is gevat het, jou gered het, maar hy het jou so lief, hy wil jou nie los waar jy is, hy wil met jou verder gaan. Wie is nog by my? Sê saam met my, hy wil met my verder gaan. My vraag is, wil jy? Dis die grootste vraag, wil jy? Ek loop bid gister aan en praat met die Here, as sy terugpraat. Ja, die man is hardkoppig. Want elkeen sy eie wil, niemand sê vir hom wat hy moet maak in sy huis nie. Niemand sê vir hom hoe hy met sy vrou moet optree, of met sy kinders, of met sy geld moet maak. Niemand sê, dis hoe die man is. En dan as God met hom praat, dan sê hy self vir hom, shut up, ek doen wat ek wil. Jy kan God wees, is oké, vat my hemel toe, maar hier doen ek wat ek wil. Sorry het ek so ernstig gesê. Ek hoor het gesaand. Dink jy nie, broers, is tyd om by die grootste koning te hoor, wat is u wil in die hemel? So dit wat in die hemel is, ook in my lewe kan geskied. Dat die groot bekman sy knie buig voor jou magtig en erken, daar is geen ander God as hy nie. As geen ander een wat heerlike dinge kan doen, behalwe hy. Hy het die meeste verstand en insig, hy het die meeste kennis en krag, hy het die meeste mag, hy is in staat om goed te doen, wat jy nog nooit van gedroom het nie, of van gehoor het nie, wat nog nooit in jou hart opgekom het nie, is in staat om te doen. Broers, dank julle is tyd, jou slimheid te los. Die Bybel sê, hy is ons wysheid. En wanneer jy Christus in jou lewe het, het jy wysheid. Sonder hom het is jy dom, soos 'n esel dom. Hardkoppig soos 'n esel dom. Maar met hom het jy hemelse wysheid, wat groter is, as wat jy ooit gedink het daar is. Wie is nog by my? Die man het nou stil geword, vrouens stap net so aan die oukie en sê, jy kan maar wakker word, hy het nou klaar gepraat oor jou. Dit is net goed wat ek aand gehoor het, terwyl ek bid sê, ek wil, maar sy kom by die manne, hulle is wel halstarrig, asof die vrouens se harte oop is, hulle wil beweeg saam mee, maar sy kom by die manne, hulle so halstarrig. Kom kerk, kom manne, as jy wil meer hê, meer weet, verder gaan, is toe jou self, Tron in die begin het gesê, sterf vir jouself, sodat hy deur jou kan lewe. Dit gebeur, jy is sy gees, wat in ons is. Korinthe 12, praat van die gawes van die gees. Wie van julle het al gelees, 1 Korinthe 12? Hy praat van die gawes, die gawes van die gees, is wat die gees vir sy kerk kom gee, vir die liggaam kom gee, want ons is die liggaam. Hy kom gee die gawes vir die liggaam, sodat die liggaam die vermoëns van God kan hê. Is jy nog by my? 1 Korinthe 12 vertel al die gawes wat daar gebeur. En hy kom as hy gawes gebeur, dan is dit God se vermoëns wat deur my geopenbaar word. Want waarvan kom die gawe? Van die gees. God gees, gawe. Wanneer ek, weet, ons skiet goed en maklik af, en ons is te gewoond geraak, te familier geraak, te stupid geraak. Maar ek wil iets verstaan. Wanneer jy my in 'n taal hoor bid, en hoe taal hoor praat, dan hoor jy God deur my praat. Die Bybel sê, is his gift in me. Is sy moontlikhede deur my. Wanneer ek 'n taal uitlê, dan moet jy weet, dis God deur my. Wanneer ek profeteer, dan moet jy sien, dis God deur my. Dis God se vermoëns deur my. Wanneer mense gesond word soos in die week, dan moet jy weet, dis God se vermoëns wat deur my gewerk word. As 'n kragtig gewerk word en duiwels uitgaan en dinge gebeur, moet jy weet, dis God se vermoëns wat deur my werk. As gevolg van sy gees. Wie is nog hier? Dat is goed. Korinthe 12 is God se vermoëns wat deur my is. En moet nie net daarna kyk en afskiet nie. Daar is soveel teoloë wat sukkel twak praat om dit glad niks daarmee te doen het nie, maar die oomblik as jy begin besef dat daardie goed kan nie net kom as dit nie die gees van die Here is nie. En as hy deur my werk, dan is dit God wat deur my werk. Dan sien jy God in my en deur my geopenbaar. Is jy nog hier? Hoor nou iets, ek net so iets te loop sê, wat so deur my denke flits terwyl ek praat. Baie van ons prediking
is profeties. Of dit Dr. Andries is, of Tron is, of ek is, of Theresa is, of Louis wat vir ons sonde aanbid. Hoor nou tog net die naam van die Here vir jou sê. Daardie prediking is baie profeties, wat beteken, dis God wat deur my praat. Dis die Here wat deur my praat. So, wat ek wil sê, is die vermoëns wat ek het as gevolg van die Here. As jy gaan kyk, Gees, die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees, is God se karakter in my. Sy lewe in my. His lifestyle in my. Daar iemand begin, die vrug van die Gees is liefde. En ek wil nie oor dit alles gaan praat nie, maar al hy vrugte wat er, dis God se karakter in my. So, ek het sy karakter in my, ek het sy vermoëns in my, alles het ek gekry, deur die Gees wat in my is, sodat ek Christus Jesus aan die wêreld openbaar. Is interessant, toe die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag, dan in Handelinge 2, dan kom hulle en sê vir Petrus, weet, julle is dronk. Nou vertel Petrus vir hulle, nee, ons is nie dronk nie. Julle het gesê het sal so wees. Dit wat julle sien, as wat Joel gesê, dit nou gebeur. Toe hy klaar daai ding bevestig het, dat hulle net weet waar kom het vanaf, toe begin hy dadelik, en hy preek vir hulle, Jesus Christus, die man wat julle gekruisig het, hom met God uit die dode opgewek. En dis hy wat door die Here is. Daai mense kom daai dag 3000 mense tot bekering. Die oomblik toe Petrus wil vertel, want wat maak hy toe die Gees kom? Hy begin vertel dadelik van Jesus. Wie hier die Here Jesus is, met so 'n krag, dieselfde ouetjie wat so 'n paar weke terug hom verloon het, is dieselfde ouetjie wat opstaan, met soveel krag preek, dat 3000 mense op een dag aan bekering kom en gedoop is. Met krag. Jy sê, hoe dit gebeur? Want Christus is in Petrus, deur Petrus geopenbaar, en hy klomp waar staan. Wie is nog saam met my? So ek wil vanoggend, ek bring vir jou teaching, ek preek meer vir jou, ek probeer iets vir jou vertel. As die Gees van die Here kom, dan word Jesus al groter in ons lewens. Die rede hoekom ek die Gees in my wil hê, is dat ek Christus kan openbaar. Die rede hoekom ek in tale bid, is dat ek Christus kan openbaar. Die rede hoekom ek profeteer, is dat ek Christus kan openbaar. As mense gesond word, soos in die week, is dit Christus wat geopenbaar word. Is julle by? En hy gebruik ons om homself deur ons te openbaar op 'n wonderlike manier. Dit is Romeine 8:11. Ek wil graag vir julle lees. Romeine 8:11 wil graag vir julle lees. Hoe hier die Gees wat gekom het, wat Christus openbaar. Romeine 8 lees, dan sien jy al hierdie goed, hierdie prentjies voor jou. En dan kom hy sê, en as die Gees van hom, wat Jesus die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak, deur die Gees wat in julle woon. As die Gees van hom, wat Jesus die dode opgewek het, maak jy jou sterflike liggaam, hoe wil ek nou sê, daai swakke ding, daai ding wat maklik seer kry, en geboelie word, daai swakke ding, hy sê, hy maak hom lewendig. Kyk wat sê vir ons, deur sy Gees wat in julle woon. As die Gees van hom, wat Jesus Christus opgewek het, in my bly. Want wie van julle ken daai koortjie? Ek weet nie of julle hom ken, het julle hom ooit gesing? As die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek, want hy, Andries, julle hom gesing? As hy in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe. Kom kyk vir my. Ek wil jou skok. Ek wil jou so skok, ek kan hoor, as jy Jesus in jou het, as jy die Gees in jou het, sê die Bybel, sal jy ewig lewe. Jy kyk nou jou lyf en wonder, hoe gaan dit weet? Die goed kraak nou al. Skaniere is nie met dieselfde nie. Nou worry daaroor.
Hy sê jy sal vir ewig lewe. No end of life. As die Gees van God. Wat wie opgewek het? Jesus. Want hoekom gebeur het? Hy bring nou Jesus. Wat hy opgewek het. En hy kom plant sy saad binne in jou. En hy kom plant Christus in jou. Hy plant die lewende woord in jou. Sodat jy iets anders te word. Wie van julle wat hier sit? Toe jy nog ongered was jy een ding gewees. Toe word jy gered, het verander. Is daar iemand, kan ek net sien, 1 of 2 sal nogal ja, 5, 6, ja, dat is 'n klomp wat hande op sê, ek was 'n regte twak. Maar nou, is ek 'n ander mens. Ander mens. Totaal ander mens. Ek het hulle geken, ek het deur jare saam mense die Here gedien, ek het hulle gesien in die wêreld, ek het gesien dit gebeur, die oomblik toe Jesus inkom, dieselfde oomblik verander hy, die uitstap die ander kant, word hy fantasties. Ek in die week vir julle ouens vertel daar by die sel van Evel Knievel, magies ek nou klaar kry. Evel Knievel, wie van julle weet wie is dit? So 'n paar, julle ander ouens weet nog nie, maar Evel Knievel het snaakse goed aangevang, hy het altyd die dood getart. Altyd, hy kon en ek dink hy het meer bene gebreek in sy lewe as wat hy het, maar hy het baie goed oorgekom, as gevolg van sy goede. Maar hy het nie die Here geken nie. Wat interessant, weet, dis wat ek vir ouens in die week, dis goed wat my tot stilstaan bring en laat wonder, oor wat ons glo soms, wat ons sê. Maar hy sê eendag, hy vertel dit vir 'n ander pastoor, hy sê, eendag, toe hoor ek God met my praat. Hy sê nie hierdie oor nie, hy sê ek hoor hom, hier. En hy sê vir my, ek het jou al uit soveel goed verlos en gered, wil iemand na my toe kom, dat ons dit vir goed kan maak nie. En hy kom na die Here toe, die regte verlosser en salig maak. Weet jy die Piervoel, ek weet nie hoe om te noem nie, hy was 'n snaakse kreatuur. Hy het vir 'n naam gemaak deur gevaar en hy dogters of hy so goed was, al die jare in sy sondige toestand, het God hom beskerm en bewaar, dat hy tog net aan die lewe bly, tot daar 'n dag kan kom, wat hy ja gaan sê. Kyk die geduld van die Here, ons baie keer nie geduld met mekaar en met ander mense, maar die Here het geduld met hierdie ouetjie. Hy wag vir hom tot op 'n dag. Change sy so. Word 'n kind van die Here Jesus. Ek weet nie so ek daar uitgekom het nie. Ek wil iets anders vir julle vertel. So ek sê ek preek net so 'n bietjie. Daar's iets wat ek julle moet deel. Dis 1 Korintiërs. Die 2de hoofstuk. Vers 9. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor het, die hart van die mense opgekom het, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit in ons deur sy Gees geopenbaar. Kyk nou eers, daar's goed wat jy gesien, gehoor het, nie jou gedagtes opkom. As jy, maar God, sê saam met my, maar God het dit deur sy Gees aan ons geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Sê saam met my, dieptes. Hoe groot is dit? Kerk, as jy eerlik met jouself sien, jy skiem net die betop hier rond. Die Gees kom, openbaar jy goed in jou, wat jy nooit gesien of gehoor het, wat jy nog nooit gepreek het, Dr. Andries of Strong of Theresa, nog nooit veel gepreek het nie. Nog nooit daarvan gehoor nie. As die Gees kom, en weet, hy het gekom, dan openbaar hy goed aan jou. Hier goed jy openbaar, is die Gees. En ek sê maar, God het aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense ken nie al die goed sê so, hy sê,
Maar vers 14, die natuurlike mens, dis sommige dalk van ons ook, neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want is vir hom dwaasheid. Hulle sê, nee man, dit is reël, dit is wensdenkerry. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge self, egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig? Maar ons het die sin van Christus. So hy kom sê, dat is goed wat God wil openbaar. Die goed die openbaar is alles in Christus Jesus. Hierdie man wat opgestaan het die dood, hierdie man het 'n naam gekry bo elke naam. Hierdie persoon, die mens God, wat vir ons as hoëpriester intree voor die Vader. Daar is 'n heerlikhede in hom, erfenisse in hom opgesluit, wat die Gees aan hom openbaar. Iets vir jou vertel. Jare terug het ek in 'n myn gewerk. Dit was so die middel, het was net 3 maande, 4 maande. Ek het van die weermag afgekom, toe het ek 'n tydjie gewerk voor ek onderwys studeer in Pretoria. So dit was so van die middel van September 1971 tot die einde Januarie van 72. En in daai tyd het ek baie goed beleef as ondergrond in Shumet. Shumet is 'n dorp bo in die noorde van Suidwes. Daar het ons in ondergrond gewerk. Skagte dieper gemaak en dinge gedoen, geboor en dynamiet laat ontplof en klippe kleiner gemaak en dadelik koper uitgehaal en lood en al goed. Maar daar in daai myn is die myn wat die mooiste klippe het. Hy is bekend, eintlik amper wêreldwyd, van klippe wat jy nog nooit gesien het daar. Ek weet nie hoe om dit te beskryf as ek sê van klippe nie, want jy dink klippe is mooi nie. Maar gekleurde klippe, dis kristalle, daar is name nie goed gegee, wat ek nog nooit van gehoord het, maar is die mooiste goed. En een dag, ek het daar gewerk saam met ons die myn dieper gemaak het, en toe werk ek daar saam met 'n ou, hy's 'n Hongaar. Hy praat moeilik Engels, en ek praat moeilik Engels. So ons misverstaan mekaar gereeld. Maar een van die rede hy vir my gelike. En hy so 'n haarhoed op sy kop gehad, op die haarhoed hy so 'n ding dinges gehad, amper so 'n konveierbelt wat so oor sy skouers gehang het. Dis om te keer die klip op hom val. Hy was die myner geweest en toe een aand het hulle geskiet in die nag. Toe sê kom. Maar ek dink hy het al my opgestel daai nag. Ons stap in by die werksplek waar hulle klaar geskiet het. En die lig op sy kop so op die dak en daar sit so 'n groot gat. Ek sê groot, nie 'n gat groot genoeg vir my om in te kom sit daar. Maar hy weet klaar, daar is iets daar binnekant uit sy ervaring. Hy het vir my gesê, my pa se naam is Japie, so hy noem vir my ook Japie, maar hy sê vir my Jappie. Hey Jappie, kom hier. I must go in there. Ek sê, who will you go in there? Is te hoog vir my. Hy sê, get on my shoulders. Bak daai ongeaard klim ek op. Maar onthou toe weet ek daai jare 20 kg ligter geweeg as nou. Nou sit ek ons soos 'n spyker in die grond in. Maar toe was ek middels 70 kg, 75, 60 kg. Net die weermag het gekom. Saam fisies stel my op. Gaan ek in daai grot in. Daarin gaan help ek my stuk binnekant. En ek kyk daar rond en ek sien vir die eerste keer wat niemand nog ooit in hulle lewens gesien of ooit weer sal sien nie. Ek is die eerste persoon in die heelal, praat nie van God nie. Die eerste persoon in die heelal wat ooit gelewe het wat daarin was. Wat dit gesien het. Hang die kristalle, maar as julle ek praat van kristalle. Dis eeuwig goed. Die water druppel sange af. Die lig skyn op as ander klippe om wat kleure maar ek is so jong, ek is toe 20 jaar oud. Kyk ek hierdie goed so. Nog nooit ek is wat vir my weet ek gisaand toe die Here my deel, toe vat hy my terug na aan toe wat my asem weggeslaan is. Wat ek goed ontdek het, wat niemand nog ooit gesien het nie. Die eerste ou. Wat ek toe moes maak, ek moes van die goed uithaal en afgee onder toe.
Ek wou eers nie, toe sê, of ons het vat, of jy moet aanstel vat, hulle gaan het kon vat, in elk geval gaan weer blaas, as die goed stikken, die weet hoe mee. Dan haal ek van die klip uit, dan gee ek van, toe kon ander ons die donker te steel, die tussen die bene uit, en draal dit weg. Die het ek eers 'n uur later achtergekom. Toe praat ek die aan my taal met hom. Die het hy ook nie verstaan nie. Maar ek die gees die onthou jy, jy is die eerste een. En daai donkerte ingeklim het. Niemand ooit. Het het ooit gesien, net jy. Jy het goed beleef wat niemand anders beleef het nie. Jy het goed gesien wat niemand ooit gesien het nie. Nooit weer sal sien. Jy was die enigste. Fantastische goed, jy ervaar jou emosies. Toe jy donkerte sit my lig aan, hier op jou kop lig, en jy kyk, as jy hom afsit, is het stikdonker. Jy kan het vat, en sit jy hom aan as die lig. Jy sien daai, ek kan amper sê hemelse goed om jou. Dat is goed wat God in jou wil openbaar. Wat die Gees jou invat. Wat niemand nog gesien of gehoor of van gedroom het nie. Hy jou die dieptes van God openbaar. Dat is goed wat hy in elkeen van julle wat hier sit. Maak nie saak wie jy is of wie jy dink jy is nie. Wil openbaar, because it's only for you. It's for your name. Only your name will be written on that stone. Jy sal die eerste een wees wat het ontdek. Wie is nog by my? The question is, do you want it? Of wil jy maar leef tot jy dood gaan na hemel toe gaan? En met 'n skok agterkom, dat jy op die aarde goed gemis het, wat die Gees vir jou wil gedoen het. Eendag met skok agterkom, I missed it all. Missed it all. So, hy wil al die dieptes wat in Christus is, al die heerlijke dinge wat in Jezus is, al sy krag, sy glorie, sy majesteit, sy heerskappy, sy liefde, sy genade, alles van sy heerlikheid wie hy is, wat hy openbaar. Ek sê vir julle, dit is so groot, dat al die geslagte van die aarde, dat hy kan handle nie. As jy in jou kopie dink, het kan, dan mis jy hom. Ek praat van die persoon, wat jy omvat in jou gedagtes, die Gees kom openbaar. Maar dan sê die skrif, die Gees ken die dieptes, en wil God se dieptes, al sy rykdomme vir jy kom wys. Johannes 16, hy wil in julle, he wanted to transmit it unto you, he wanted to show it to you, hy wil in jou bekend maak, sodat jou lewe kan verander, niet word. Ek weet jy so haastig jy luis toe gaan, maar I tell you what, some people, no, I must not say that, it's not good. It's not good. Sit net so 'n bietjie rustig, want ek is nou klaar. Ek het nie 'n teaching kon gee, of dit was goed in my hart, ek het wou deel met jou. En goed ek wil deel is, die Gees die lig op Jesus laat val. En dan wil jy jou vat in die dieptes van hom in. Want as die mense hom geken het, sê Paulus sou hom nie gekruisig het nie, maar hy het nie geweet waarmee hulle besig was nie. Hy wil ons vat na sy dieptes en sy heerlikheid in, en goed vir jou wys, wat jou asem wegslaan. En as jy terugkom, as jy stom, van verbasing, jy het die woorde om te sê nie, en Paulus sê in 'n stadium, ek het goed gesien en gehoor, maar is nie goed wat ek mag praat oor nie. Ek kan eintlik dit nie uitbring nie. Dit is te groot, kan nie daaroor praat nie. Maar die Gees het dit openbaar. Wie van julle sit vanoggend hier en sê, ek is 'n kandidaat. Ek dink almal is heilig, almal hande opsteek, maar is daar iemand wat sê, ek is 'n kandidaat. I want more, I want to see more. Tony begin daarvan gepraat. Seker jou hand 'n bietjie op.
En dit is nie om iemand te beïndruk, is jy. Jy en die Here. As ek uitstap, gaan jy huis toe en ek gaan huis toe. Jy en die Here, hou net jou hand 'n bietjie daar. Dis vir jou. Dis vir jou. Dis vir jou. Dankie, Here Jesus. Amen. Jy kan by jou hand laat sak en bly maar 'n bietjie in gebed, nie haastig wees nie. Bly net in gebed, hoor. Ekskuus. Amen.